Goeiemôre al die mooi mense. Opkrap, jy is baie mooi, hoor. Baie welkom by hierdie baie spesiale diens van ons vanoggend. En die show het gister 100 jaar oud geword. Baie geluk in die show, mag die Here baie ryk seën en mag die volgende 100 baie makliker wees. Ja, gister met haar oor die foon gepraat en sy is baie positief en sy is baie gelukkig omdat die Here vir haar goed was en is en sal wees tot in alle ewigheid. Amen. Ja, ek het so 'n paar mense genooi, maar die familie het dit op die mense genooi, en is bly om hulle vanmôre hier saam met ons te hê. Vertrou dat hulle regtig vanmôre hierdie diens sal geniet en dat hulle dan as ons hier klaar is, ons dan na die saal te gaan, dat ons dik vriende uit mekaar het sal. Amen. En Chris Moradi daar van Nelstroom, is hier die enigste een van Nelstroom, die pastoor het nie opgedaag nie, neem so aan, en dan sal net vir hom en vir Marie sê baie welkom, mag die Here vir die seën. Iemand het my gevra, ons moet net vir iemand bid, vir Mauricia. Sy gaan môre 'n groot lynoperasie ondergaan. Ek vra dat jy saam met my sal staan en ons haar dan ook in die Here sal opdra en dan ook in besonder hierdie diens sal opdra aan die Here. Het jy verwagting van hom? Amen. Ek glo vanmôre dat die Here vanmôre vir ons gaan seën. Tinus en Mandre, ons bly julle vanmôre hier te sien. Julle ook hierdie diens sal geniet. En hoe Bernice en jou kleinkie, dis die tweede keer wat hy nou in die kerk kom. Ons sal sorg dat hy gereeld in die kerk kom, maar ons gaan oppas dat sterkies vir hom 4 wacht. Maar kom ons staan dat ons hierdie diens opdra aan die Here en ons gaan vra dat die Here ons sal seën en besonder sal bid vir Mauricia. Dit is nou Jan en Annette se seun se girl wat gaan vir die groot breinoperasie. Kom ons bid net saam en vir die Here sal aandra. Dan vir Erik vra die seën van die Here. Daarna gaan ek nooi hulle gaan die sangdiens behartig. Ons heerlik hartlik saam sing in die naam van die Here. Baie dankie. Hemelse Vader, baie dankie vir die voorreg wat ons het om vanoggend in die huis te kan wees. Here om die naam groot te maak en te eer. En ek bid vir vanoggend se diens, bid vir die voorsangers en musikante, Here, dat ons sal gebruik as instrumente in die bekwame hand, Here, om die volk te lei en sang en aanbidding, Here, wat U toekom. Here, ek bid dit ook later vir die prediking van die woord, dat die pastoor sal salf met die soetige Gees. En Here, dit in volgende vir ons sal berg agter die ou liewe kruis, Here, wat hy weet, die woord wat hy gaan bedien, kom uit die hart uit en uit sy hart uit. En ons weet dit van spreek volgende tot elke persoon, Here. Ek bid vir die naam wat aan die genoem was volgende, wat U nodig het in die liggaam. Ek vra nou dat die genesende krag van God deur hulle liggaam sal vloei en dit volkome sal gesond maak. Heer, sodat wanneer die dokters aan môre sal sien of wanneer ook al wat gebeur, dat ons sal sien dat U 'n wonderwerk gedoen het. Hemelse Vader, ek vra dat U nou sal beweeg van sitplek tot sitplek. En elke persoon op 'n besondere wyse sal sien. Heer, dan wil ek ook baie dankie sê dat dit in die soenige jaar gespaar het. Dat sy volgens saam met as en dat sy die kind is, Heer. Ek vra dat die goedheid en die guns op haar lewe sal rus, Heer, dat hy vir die volgende tyd wat sy nog in lewe sal spaar en sal seën. Ons sê nou al dankie in Jesus naam vir 'n groot seën wat ons nou uit die hand uit gaan ontvang. Amen. Amen. Ek het nou gebid en ek wil net groet dat nou in my lewe volgende eerste ding gebeur wat ek nie geweet het gaan gebeur nie. My vrou het so pas met my gesê, as ek praat, moet ek harder praat, want ek kan my nie hoor op die YouTube opname wat geneem word nie. By die huis vra sy my om klakkie te praat. Sy verstaan nie lekker nie. Maar ek sal probeer harder praat, weet jy wat, Psalm 47 vers 2 sê, al julle volke,
klap met julle hande, juig tot eer van God met 'n jubelende stem. En ek wil die volgende vra, het die volgende gekom met die doel om die Here te loof en te prys. Want dis hoekom ons hier is, om te eer met 'n jubelende stem. Kom ons verloor onsself vanoggend in sy teenwoordigheid. Kom ons verheug ons oor hom, want aan die einde van die dag gaan dit net oor hom, waar ons volgende is. So kom ons in hartlik saam, ons eerste koortjie, waar alle volke klap met die hande, en ek wil net vir julle herinner, ons is 'n Pinksterkerk, as jy die hande wil klap en die hande klap tot eer van die Here volgende. Dankie. Jesus is Christus, die enigste Here, die koning van alle konings, maar weet jy wat? Hy is nie die koning van alle konings nie, hy is die enigste koning. Oor wanneer op die troon, sy koningskap maak saam, en daarom besing ons sy lof. Kom ons sing die volgende koortjie, koning Jesus, terwyl ons dit sing, erken dat Jesus koning is in die lewe. Koning Jesus, ek loof U, want U is Heer. Koning Jesus, ek loof U.
Koning Jesus, ek prys U want U regeer. Jesus, Koning Jesus, ek loof U want U is Heer. Koning Jesus, ek loof U want U die omgeer. Koning Jesus, Koning Jesus, ek prys U want U regeer. Ek loof U want U het oorwin. Die grootheid verheerlik ek gesing. Koning Jesus, Koning Jesus, ek prys U want U regeer. Ek loof U want U het oorwin. Die grootheid verheerlik ek gesing. Koning Jesus, Koning Jesus, ek prys U want U regeer. Los aan Koning Jesus, los aan tot hier waar sy naam. Los aan Koning Jesus, want die bloed van die Lam maak my vrij. van my hart.
Die lofte sing vir Ons het so pas Jesus se kruisdood gedenk. En weet jy, terwyl ek praat van sy kruisdood, het ek iets baie mooi, iets raak gelees die ander dag. Dit is ongelukkig in Engels, of gelukkig in Engels, dat het gesê, his death certificate became my birth certificate. Ek is weer gebore, maar weet jy wat? Ons staan nie daar stil nie. Ons staan nie by die kruis stil nie. Ons wil vandag lof, besing en eer bring. En daarom sing ons, hoe groot is ons God. En ek wil dit vanmôre bely, terwyl jy dit sing, hoe groot is ons God. Hy is so groot dat dit heelal gemaak het, maar toch so klein dat hy nie af kan lewe. Maar kom ons besing sy grootheid voor ons. Hoe groot is ons God, ons Heer, hoe groot is ons God, almal sal sien. Hoe groot is ons God.
Ons het die voorreg gehad om in een van die mooiste dele van die land te wees die afgelope week. En toe ons so opgaan by die Swart Berge, en dit was nou in Paastyd, toe ek so afkyk en ek sien net dat in ons menslike oog, dit lyk partykeer as jy so kyk of daai rotse enige oomblik op jou gaan neerval. Maar toe ek so kyk, toe besef ek hoe groot is my God. Want elke klip en elke rots, vir my lyk dit hy gaan nou neerval. Maar my God in sy grootheid hou dit in plek. Is dit nie ongelooflik nie? En hierdie laaste koorvers wat ons gaan sing, ek dink, is so 'n koorvers wat op almal se lippe behoort te wees. Dan juig my siel. Want hoekom? Hoe groot is God? Kom ons bring hom net die eer en die lof vanoggend wat hom toekom. Dankie. Loof die Here en die volk van die Here sê. Amen.
Baie dankie het in die sitplek en Heer. Ons gaan nou luister na 'n lied wat Erik is verby ons gaan sing. En daarna gaan ons luister na die woord van die Here. Baie dankie Erik. Ons sing 'n lied vandag wat toe ek Tannie Sue se gedeelte en dankie Erika vir die mooi insetsel. Toe ek dit so regkry vir die nuusblad. Toe is ek so opgewonde toe ek sien Tannie Sue se gunsteling lied is What a Day It Will Be. When my Jesus I shall see. En die ironie van alles is, toe ons hierdie lied oefen, dit was nogal 'n taamletjie, moet ek sê. Maar toe ons hierdie lied oefen, is daar in hierdie weergawe so 'n brug wat ons nou in die musikale terme sal noem, wat so mooi is, en Tannie Sue gaan ons gou lees voordat ons dit sing. Want daai brug in daardie lied is my so eie aan Tannie. Dit sê, die brug sê, oh, I've got a longing, I'm homesick to go, to a land without heartaches, no sorrows or woes. There's nothing that can hold me in this world below. I'm homesick for heaven. I've got a longing to go. Ek wil niks sê nie, maar ek wil net so iets sê. Ons het, ek en ons familie al baie liedjie saam gesing. Dit is die eerste keer wat ons hierdie liedjie gaan sing. En toe ek gister sukkel om dit reg te kry, toe sê ek persoonlik, miskien moet jy alleen sing. En toe dink ek gaan dit met Tannie Sue sing. Ek sal sing tot kom reg sing. So ons gaan op 'n sin tyd toe die spesiaal vir die hoor. Coming a day when no heartache shall come, no more clouds in the sky, no more tears to dim the eye. All is peace forevermore on that happy golden shore. What a day, glorious day that will be. What a day that will be, when my Jesus I shall see. When I look upon His face, the one who saved me by His grace. When He takes me by the hand and leads me through the promised land. What a day, glorious day that will be. There'll be no sorrows there, and no more burdens to bear. No more sickness, no more pain, no more parting over there. And forever I will be with the one who died for me. What a day, glorious day that will be. What a day that will be, when my Jesus I shall see. When I look upon His face, the one who saved me by His grace. When He takes me by the hand and leads me through the promised land. What a day, glorious day that will be. I've got a longing, I'm homesick to go
that will be saam met ons. when my Jesus I shall see. When I look upon His face, the one who saved me by His grace. When He takes me by the hand and leads me through the promised land. What a day, glorious day that will be. Ek wil net vir ons gaste wat vanmôre hier is, dankie. Ek gaan probeer staan. Ek het so by die 20ste Januarie beroerte gehad hier agter die kansel terwyl ek preek, dis hoekom hulle in die stoel sit en dis hoekom so 'n bietjie sit en bene so 'n bietjie kans te gee, blykbaar met die beroerte hier my bene bietjie senuweestelsel aangetast. Maar ja, ons is dankbaar dat ons is vanmôre hier. Amen. Nou, ek gaan vir u lees, en dan gaan dit op die Genesis, Psalm 92 vanaf vers 13 tot en met vers 16. Maar terwyl ek aan hierdie diens gedink het, en ek dink aan waaroor kan 'n mens spreek by so 'n geleentheid. Die eerste gedagte wat by my uitkom, dit sal seker die laaste keer in my bediening wees, dat ek by so 'n geleentheid sal kan preek. Want ek self is al hier so raak al hier amper aan die 70, so raak nou al ouer nie. Maar toe dink ek aan my een oom, my ma se enigste broer wat sy het, en daar was net 2 kinders met 1 ma en 1 pa. Is nou al 98. So miskien sal ek dalk nog, as die Here my guns gee, dalk nog as hy 100 word, want hy is nog baie sterk. Hy werk nog beter op 'n rekenaar as wat ek op 'n rekenaar. So, hy het al die jare by Telkom gewerk, en so, hy het dalk nog 'n kans vir my om nog by iemand se 100ste verjaarsdag uit te kom. Maar so 25 jaar terug, hier in die eerste naweek van Augustus, toe preek ek in Hullstroom vir 'n beroep. Toe ontmoet ek Tin Sjoe. Ek het die beroep kry en ek was 8,5 jaar daar, het ek haar beter leer ken. En saam met haar die Here gedien. So 20 jaar terug lê sy in die ooste in die hospitaal. Die dokter sê vir ons, julle moet maar die familie kry en kom groet. Want sy is op pad huis toe. En die eerste wanneer jy nou hoor van iemand wat dalk moontlik op sterwe lê, dan dink jy, wat gaan jy bedien by so 'n geleentheid, want sy kan dalk met sê, stoor onthou ek jy daar, as ek nie daar dood kom, moet jy my begrawe. En terwyl ek so daar staan tussen van die familie, toe sê die Here vir my, jy gaan haar nie nou begrawe. Hou maar nog aan. Nou ja, ek is nou in so amper 16 jaar terug, die eerste Mei sal dit 16 jaar terug wees, want ek het Hullstroom op Wiener toe gekom het. En so 'n bietjie meer as 2 jaar daarna het Tin Sjoe my agtervolg. En sy het in Montana gebly en ek het daar elke Woensdag het ek daar gaan haal en dan Hannes-Fourie het Sondag het hy vir my, omdat ek is 'n bietjie meer, ek werk as op 'n Sondag, nee. Het ek haar, het hy haar gaan haal en kerk te gebring. Maar Tin Sjoe was vir my nog altyd 'n groot inspirasie gewees. Ek het daar later aan, toe sy meer hier in die ooste te gaan, het hy haar weer aangery,
Ons sê vir almal van hulle baie dankie dat hulle ons daarmee gehelp het. Maar in haar huis, nou, jy weet nou, dat my ken, ek was mos eers van kook, sal nie sê ek was verslaaf gewees nie, maar ek het baie kook gedaan. En die apostolieolie soos hulle vroeger jare genoem het. En nou is ek oor op Gemmerby. Nadat my seun by die gedere het, is ek vir 'n jaar op kook, dan moet hy sê eers vir my, maar pa is verslaaf aan kook. Sê, daar is niks waar jou pa verslaaf is, behalwe aan die Here nie. Hy sê, maar as pa 'n jaar ophou, sal ek pa 10.000 gee. Ek het dit ophou, dis nou 2 jaar, 3 jaar nou Augustus maand, sal dit 3 jaar wees, drink nie meer kook nie. Maar dit in die soeshuis het ek my eie koppie gehad, waar ek koffie gedrink. En sy het die heerlikste soetkoekies gebak. En ek het altyd van dit gekry, spesiaal. Maar die so, baie dankie. En ek kan vir die sê, of ons in my motor gery het op pad kerk toe, of bid hier toe, of ons in haar sitkamer gesels het ons gesels oor die dinge van die Here. Ons het gepraat oor die woord van God. En iets wat ek vanmôre hier kan sê vir u is dat sy nooit opgehou tot gister toe sy verjaar het en hy daar geskakel het sy getuig van die goedheid en die getrouheid van die Here. Halleluja. Maar van die hart oorloop, sê die segte, loop die mond van oor. Ander woorde, ons kan, as dit wat hier binne is dit wat uitgaan. En dan is so, jy is vir ons 'n inspirasie, en jy is vir ons 'n voorbeeld, en ek waardeer jou, en ek salueer jou daarvoor. En ons gebed vanmôre is, dat die Here jou ryklik sal seën, en jou nog vir jare ons sal spaar, soos dit sy wil maak is. Mag die Here u seën. Dit terwyl ek gedink het dan vanoggend, en ek weet ek moet preek, en my vrou sê nie so lank preek nie, en dit is so moeilik as jy so baie wil sê. Toe dink ek aan 'n woordjie, dankbaar. En ek gaan nou hierdie preek gebruik, en ek gaan baie van die dinge wat u nou seker al gehoor het, sal hoor, sal u nou ook in my boodskap vind vanmôre. Maar ek dink aan 1 Kolossense die 5de hoofstuk, die 18de vers. Waar Paulus ons oproep. Jy weet, Paulus het 2/3 van die Nuwe Testament geskryf. Nou, hy maak 'n oproep tot die kinders van die Here. En hy vra vir ons, wees in alles dankbaar. Mense, ek wil vanmôre vir u sê, dit is so maklik om te kla en te murmureer. Dit is so maklik om negatief te wees. Dit is so maklik om dinge te sê en te vertel van wat jou hart seer maak. Dan kom ek sê vanmôre vir u, kom ons wees in alles dankbaar. As ek en jy vanmôre so dink in terme van toe ons vanoggend opgestaan het, jy loop verby die wasbak en jy sien die vuil skoolgoed. Het jy daar gedink om te sê, dankie Here, ek het vanoggend ontbyt gehad. Ek het kos gehad. Of ek het gisteraand ten minste geëet, soos dat Tannie en Hilstrom by geleentheid met gesê, pastoor, ek gooi net so 'n vatteltjie so oor die vuil skoolgoed. Salwe aan. En as die mense dalk môre sou kom en dit is ou mense vir jou huis moet skoon is as jy sou doodgaan. Dus sy sê gisteraand al sleg. Sy kon nie hier goed gisteraand al gewas nie.
of 'n bed wat onopgemaak is. Jy het 'n bed gehad om te slaap. Ek ry net gisteroggend so na tussen 19 ergens en ek sien hier agter so 'n bruggie. Klim iemand onder 'n plastiek sak uit, 'n wit ou. En wat dadelik om die gedagtes opkom is, dankie Here, ek het 'n bed gehad om te slaap. Ek is dankbaar vir die bed wat die Here vir my in my huis gegee het, sodat ek kon rus. Sodat my liggaam die rus kan kry wat hy nodig het. En kyk, ek wil vanmôre vir u sê, ek dink nie Paulus het verniet gekom en kom vra, kom ons wees in alles dankbaar. Wanneer ek dink aan dankbaarheid, as daar 3 dingetjies wat in my gemoed vassteek. Eerstens, God se getrouheid. Mense, God is getrou. En ek en jy kan dit maar vanmôre ter harte neem. En ek en jy moet vanmôre die Here dankie sê vir sy getrouheid in ons lewens. Tweedens, genade deur moeilike tye. En ek kan vanmôre vir u vra, kom ons gee vir Tannie Sue 'n geleentheid om so 'n bietjie vir ons iets te vertel oor haar lewe, dan sal u vind dat sy vertel nie net vir ons van al die mooi en die goeie dinge wat in haar lewe gebeur het. Kom ons dink 'n bietjie wat het al in haar lewe gebeur. Daar was 'n Tweede Wêreldoorlog. My pa was in daai oorlog. Daar was depressiejare. Daar was moeilike tye. Ek wil vanmôre vir u verseker, kind van die Here, dat as sy haar hele lewe vanmôre vir ons kon vertel, dan sal ons hoor dat dit nie altyd met haar goed gegaan het. Soos dit nie altyd met my en met jou goed gaan. Maar deur dit alles, en ons saam met daai groepie digter en ons uitsing, deurgedrag. My deurgedrag. Deur die storms van hierdie lewe het God my deurgedrag. En kyk, ek wil vanmôre vir u sê, ek en jy het vanmôre rede tot dankbaarheid vermoed. En dis nie al wat sy vanmôre ontvang het genade nie. Daar was ook seëninge en oorwinnings. Ek dink vanmôre na Halleluja lied wat ons vroeër jare gesing het, tel jou seëninge, tel een vir een. En kyk hoe goed dat God dit met jou doen. Mense, ek wil vanmôre vir u verseker dat as ons net vanmôre kan terugkyk in ons lewens en net die goedheid van die Here opmerk, dan wil ek vanmôre vir u sê, kind van die Here, hoor my vanmôre. Jy het rede vanmôre om dankbaar te wees teenoor die allerhoogste God wat in die wêreld is. Oorwinnings. En daar's min mense wat 100 jaar oud is. Die woord van die Here sê 70 en as jy baie sterk is 80 en dan sê daarby en die meeste daarvan is moeite en verdriet. Mense, ek wil vanmôre vir sê, die lewe is nie. Dis nie lekker om vanmôre hier te kom staan en weet, miskien moet jy dalk net weer die stoel gebruik. Ek moet hom weer. Ek voel nou nog baie sterk, so ek moet die help. Dankie daarvoor, ek is dankbaar daarvoor. Daar's min mense wat 100 sal word. Maar wanneer ons vanmôre met 'n Jesusse lewe kyk, dan word ek en jy herinner aan wat? Die goedheid en die guns en die genade en die liefde van 'n wonderlike God wat vir ons omgee en wat in ons belang stel. Luister mooi wat sê Psalm 100, die 5de vers. Hy sê, want die Here is goed. Sy goedertierenheid is tot in ewigheid.
Het jy gehoor wat ek gelees het? Het dit gemis en gesê, amen. Want sy goedertierenheid is tot in ewigheid. Dit beteken dat God se goedertierenheid nie beperk is tot enige iets nie. Daar's nie 'n afsnypunt nie. 'n Ewigheid beteken, dit gaan aan en aan en aan en aan. En ek wil vanmôre agter hierdie kant so staan en ek wil verklaar dat God is goed. Halleluja. Loof die Here om my siel en alles wat in my binneste is, sy heilige naam. Halleluja. Here God in die hoogste hemel. Wat is die gevolg van dankbaarheid in ons harte vanmôre? Dankbaarheid, eerstens, erken God se hand in ons lewe. Mense, ek dink nie ek en jy kan dit uitredeneer. Ek dink nie ek en jy het vanmôre enige verslag wat ons kan leer om te sê, ja man, dit is nie regtig so nie. Ek wil vanmôre vir u sê, broer en suster, hoor wat ek vanmôre vir u sê, dat ons kan werklik vanmôre dankbaar wees oor dit dat God betrokke is in my lewe. Weet jy, as jy in die oggend opstaan, ek het 'n gewoonte in my hand, die oomblik wanneer ek my oë oopmaak nadat ek klaar gestaan, dan sê ek, dankie Here vir 'n nuwe dag. Dankie vir nog 'n geleentheid, Here, dat ek het om wakker te kan word en om deel van die samelewing te kan wees. Dankie vir geliefdes rondom my wat saam met my hier is om die Here se naam groot te maak. Daarom is dit vanmôre vir my belangrik dat ek en jy moet besef dat ons moet in alles dankbaar wees. Wat beteken dankbaar? Dis wanneer u en ek vanmôre erken en sê, Here, ek sien u hand oor my lewe. Halleluja. Here, ek kan sien u werk in my lewe. Ek kan sien u werk rondom my lewe. Ek kan sien u is betrokke, u is besig om regtig vanmôre betrokke te wees en deel te hê aan die jou gebroke lewe van my. As ons terugkyk oor 100 jaar, die meeste van ons is nog nie eens naaste by daarby nie, en kort ons onder 31 jaar. En as oorlede, jy weet wat in die wêreld tans besig is om te gebeur, jy sien die verwoesting. Ons dink aan al die veranderings wat plaasvind. Selfs in die kerke, as ek nou van die siel moet vra vandag, dan jy is jong weer tot keer om in aanstanderdom, nou wat dit so koud word, en is die Pinksterkerk nog wat dit vandag is, dan sal sy sê, daar het baie veranderings plaas. Weet nie verander, God in dieselfde gebruik, gister, vandag en tot in alle ewigheid. Daar is swaar kry daar. Wie van ons het nog nie swaar gekry? Ek dink baie keer en wat in die soop wou neergemaak en ek gaan nie daarom uitbrei nie, maar ek wil vanmôre gesê daar was tye wat sy ook aan haar gebied gehuil het. As tye wat sy ook trane gestort het. Ek dink net aan verlede jaar en 2 van haar seuns wat sy aan die dood afgestaan. Net in sy saam met oom. Mense, ek wil vanmôre vir u sê, dit is goed. Om Asaf sê dit in Psalm 73. Hy sê maar wat my aangaan. Dit is vir my goed om naby aan God te wees. En die so ek dan vanmôre vir jou vra. Erken die goedheid van die Here in jou lewe, soos dat jy dit op al die jare gedoen het.
As ons na al die dinge kyk, dan sê ons vanmôre, alles wys net vir ons daar, dat God het my gedra, elke dag. Is dit nie wonderlik vanmôre, om te kan sê dat God is goed, halleluja, God is goed. Hy het my deurgedra, hy is met my elke dag, tot aan die volleinding van die wêreld. Dit is die belofte wat die Here gemaak het. Tweedens, dankbaarheid bring vreugde. Ja, selfs in hierdie hoë ouderdom. Nou Paulus kom en hy voldoende oproep tot my, ook weer in Filippense 4:4, wanneer hy vir ons die volgende vra. Hy sê, verbly julle in die Here. En dan as dit nie genoeg is wat hy dit bekend doen, hy sê, maar ek herhaal, verbly julle in die Here. En ek wil vanmôre vir u vra as kind van die Here, kom laat ons opnuut weer ons verbly in die Here. Weet jy, dat dankbaarheid spoor ons aan om ons, en dit moedig ons aan om vanmôre ons te verbly in die Here. Die gedeelte wat ek vir u nou gaan lees, is dat dankbaarheid bring vreugde. Dankie sou wil wees. Filippense, Psalm 92, die 15de vers. Ek wil dit vir u lees. In die gryse ouderdom sal hulle nog vrugte dra. Hulle sal vet en groen wees. Nou ek net vanmôre sê, dis nie vet en groen wees op 'n ander manier. Dis om vanmôre te kan sê dat ek leef in 'n verhouding met God. Dankbaarheid is nie net vir jong mense nie. Dankbaarheid is vir ons alle mense. Elke dag, elke geleentheid, elke oomblik van die dag moet ek en jy dankbaar wees. Nou dankbaarheid kom nie van vreugde omdat ons dan baie aardse besittings het, of omdat ons baie mooi dinge het waarna ons kan wys en sê ons het dit nie. Ek dink dankbaarheid is gebore in die feit dat ons vanmôre kan sê dat my hart en my lewe behoort aan die Here. Ek staan in 'n lewendige verhouding met God. Halleluja. 'n Verhouding met die Here is absoluut noodsaaklik, en ek wil jou my vanmôre aanmoedig vanmôre om te sê ek leef in 'n passievolle verhouding met God. Soos wat aan die soen vanmôre vir ons 'n voorbeeld is. As mense wat baie het, hulle kla maar oor. Dan luister maar 'n bietjie. Wanneer jy na gesprekke luister, dan hoor jy van, ja, jy kan dan vir jou kla, en hy wil trek net vir klaagliedere van Jeremia. Maar wat is jou en my ingestel? Wat is mense wat min het? Nou, ek weet nie dit weet nie, maar as die tekstvers in die Bybel wat sê, hy wat baie het nie te veel nie, en hy wat min het dit ook nie te min nie. Dit staan in die Bybel. Gaan Google het, want in die Google ken ek dit. Ek gaan net 'n gedeelte van iets vir u vertel, van 'n pastoor. Nie Pretoria, jaarliker het dit in 'n preekbankie van homself geluister. En hy is by die huis en hy weet hy met 'n veldtog gaan hou iewers in die Vrystaat. En hy sê regtig lus daarvoor. Weet, as pastore kan ook ons hy daar nie lus wees vir hom. Nou lus, jy moet nou lus kry, jy moet vir iemand gaan bid in die hospitaal, of jy moet dan siek toe gaan, of jy moet hierdie persoon gaan bid met probleme, dan voel jy dat jy lus daarvoor. En hy sit en dink so by homself, terwyl hy nou sy goedjies reg kry. En hy wonder by homself, moet ek nou met die Mercedes ry of met die
nuwerige BMW wat hy nie lang teruggekoop het. Hy dink hy sal die BMW vat. En dan nog nie. En hier by Kreersdorp is daar 'n seentjie wat hy en hy wil eers verby ry, maar die gees van die Here sê van my op, nou stil. En jou seentjie hardloop en sê, oom, jy kan nie net geleentheid kry, en tot in die Kreersdorp saam met jou te ry nie. Hy sê, loop jy nie weg nie, hy sê, nee, man. Hy sê, ek het op pad my paas met leen, ek gaan gaan vir hom sy medisyne by die kliniek kry. Weet jy, hy sê, na die oomblik besef hy dat God is nou besig om met hom te praat. Die Here wil vir hom iets sê. En hy sê die klim in en nou, jy weet was nou vir 'n seun. Nou hier in die kar klim as jy nie in die kar gewoond is nie. Dit is fantasties. Al die liggies, jy weet meer liggies as 'n Mercedes, jy weet nie hoekom nie. Maar dit is so. En die volgende oomblik sê hierdie ou seentjie, oomie, het ons nie rede om dankbaar te wees. Ek wil vanmôre vir u sê, gaan dink 'n bietjie na oor alles wat in jou lewe gebeur. Ja, dink aan die negatiewe goed ook. Maar moenie vergeet om te dink aan die goedheid en die guns van die Here nie. En dan vra jy jouself vanmôre af, maar Here, ek wil U naam groot maak, ek wil U eer, ek wil U prys, ek wil U dank. Ons kry 'n positiewe ingesteldheid oor dankbaarheid, oor die goedheid en die guns van die Here in ons lewens. Nie waar jy net amper klaar van net 1,5 bladsy. Dankbaarheid is 'n getuienis vir ander. Dankbaarheid is 'n getuienis vir ander. Ander mense sal sien my, jy is nie 'n klaagkousie, jy lyk so vreugdevol, jy is so dankbaar vir alles wat jy het, en dan as jy luister na mekaar se storie, dan kom jy agter, maar jy het nie eintlik regtig baie om voor dankbaar te wees nie. Maar broer en suster, ons mag nooit die goedheid en die guns van die Here vergeet nie. Wees in alles dankbaar. Psalm 71 vers 18, ook tot in die ouderdom, verkondig die krag aan die volgende geslag. Ja, mense jou dankbaarheid, jou positiewe ingesteldheid beteken dit kan ander mense aansteek en verryk en op 'n ander golflengte plaas en ek wil vanmôre vir sê, ek eer die Here. Onthou jare terug, my pa in die raadsaal gedien gehad, so klein, simpel plekkie. Hy was daar nie krag, niks gewees nie. En ek het my petrol vir die mense ingegooi. Daar het ook daai jare Pretoria nog 'n TP registrasienommer gehad. En ek kom soms so 2:30, 6 Mercedes daar stil en hy sê, klim daar uit en maar al wat jy sien is stande. Hy glimlag. En ek maak seker besig om vol te maak, want iets brand in my, ek vra van meneer, sê net vir my, jy lyk so opgewonde. Ken jy die Here? Ek het al 'n skool uit. Hy sê my seun, ek is wedergebore. Ek behoort aan die Here. My naam is geskryf in die boek van die lewe. Ek dien die Here in gees en in waarheid. Ja, kom ons raak opgewonde, kom ons wees 'n getuienis. As ek nou vanmôre dat in die Sjoe se lewe sou kyk, dan dink ek vanmôre,
want dan is Susanna haar kind, haar dogter. En ek gaan nie sê wat te sê nie. Maar dink as dan die Susanna vanmôre terugkyk dat in so die moeder sy vir haar was, dan sal sy sê, dit was die moeite werd. Sy was vir my 'n voorbeeld. Sy het geweet wanneer om te bid, wanneer om aan te moedig, wanneer om te vermaan. Kleinkinders, nou hier is baie kleinkinders, maar ook vir hulle. En ek is bevoorreg om almal te ken. En ek wil vanmôre vir sê, dan so jy pragtige kleinkinders. En ek wil vir hulle sê vanmôre, hoeveel keer in die so van teenoor my getuig het, hoe goed dat julle vir haar is. Dan is daar een agtersbyn nie. En 'n pragtige dogter. Maar vir ons almal vanmôre. En dan vir ons as gemeente. Ag, en ek dink, almal het in die so lief geword van die begin af. Wat het sy gekom as hulle vir haar lief? En was hulle altyd bly om haar te sien. Ek het nog verlede Sondagoggend gevra om te bid in hierdie diens. En sy het gedoen. Weet jy hoe sleg voel ek is baie keer nou, nadat ek beroerte gehad het, en sit, terwyl sy staan en sing. Voel ek sleg. Ek het dan 30 jaar, plus jonger as wat sy. Nou wat sit ek? Hulle dra net een boodskap. Net een. Wat sê dit? Vanmorgen, van my 4, van na my laaste blad, dat God is getrou. God is getrou. En hy bly getrou tot in alle ewigheid. Dan die 4de en die laaste punt wat ek vanmôre wil maak. Dankbaarheid fokus ons aandag vanmôre op God se genade. Ek wil nie baie daaroor preek nie, maar wel die meeste van die was nou nie daai Sondag toe Erik oor genade gepraat het. Maar ek wil vanmôre sê dat God se genade, lees gerus in 2 Korintiërs 12 vers 9, waar Paulus ook oor dit skryf, en alles wat in en deur sy lewe gebeur het, en dan sê die skrif daarna, my genade is vir jou genoeg. En dan is so, vanmôre wil ek vir jou sê, God se genade is vir jou genoeg. En dan sê hy verder in die teks weer, en in jou swakheid word my krag voldoen. Is dit nie wonderlik? Om te weet dat ek en jy kan vanmôre staat maak op God se krag. En ek sê dit vanmôre onomwonde dat hy wat in die wêreld is kleiner as hy wat in jou hart en lewe woon. Hy wat in my woon is groter as hy wat in die wêreld is. 100 jaar, alles was nie altyd maklik. Alles het nie met 'n goue lepellyn om. Maar God se genade was nie elke dag vir ons. Nou begin ek te lang. Nou vra jy vir my pastoor, help my vanmôre. Ek wil ook dankbaar wees. Ek wil dit ook geniet. 4 punte. Eerstens, onthou. En hoe kan ek onthou, anders as ons so 'n bietjie gaan terugdink oor wat ons alles in ons lewe ervaar. Ek wil jou aanmoedig vanmôre, broers, sit in hierdie week, en jy moet die huiswerk gee, gaan sit 'n bietjie met 'n pen en 'n papier, vat 'n boekie, en dan onthou jy van al die mooi en die goeie dinge wat die Here al vir jou gedoen het. Vergeet van jou man, kinders,
En jou ouma, jou oupa, jou klompie Piet en van die Frieda, vergeet nou. Gaan dink 'n bietjie en onthou wat het God alles al vir jou gedoen. Tweedens, sê dankie. Elke dag. Mense, hoor wat ek vanmôre vir julle sê. Moenie vergeet dat wanneer jy bid in die stilte tyd hou, om vir die Here te sê, dankie, dankie, dankie. So 'n klein woord, maar so belangrik en so noodsaaklik, dat ons vir die Here dankie sê vir sy goedheid en vir sy guns. Elke dag. Dan die derde punt wat ek wil maak, wat ons moet doen, om ons leef met waardige voorbeeld gaan. Mense, as jy 'n fout maak, en ons is mense, ons gaan foute maak, nie waar? Jy weet dat jy meer is, dat jy net so kom. I know. Maar, staan nie eens op en sê, ekskuus, ek het te vinnig gepraat. Ekskuus, ek het er weer aan ander goed te net nie lief nie, maar dan moet jy dit ook bemind. Maar mense, kom ons leef in voorbeeld, dat 'n ander God in jou en my lewe sien. Ons het vroeger jare vorige gesê in ons kerk, te wees soos Jesus. Ek verlang om te wees soos hy. So rein en so heilig, so skoon en so nederig. Ek verlang om te wees soos hy. Dink vir die Here, ek en jy moet elke dag in ons handel en ons wandel, moet ons leef soos wat die Here geleef. Dan sal ander in jou en deur jou sien, wat kan vir die Here bewus gee. My laaste punt vanmôre is, dra vrugte. Woord van die Here praat, dra vrugte wat by die bekering pas. Onthou, baie keer kan ons 'n mooi boom wees, met groen blare, maar as daar nie vrugte is daar niks. Ek en jy hoort elke dag vrugte te dra, sodat die wêreld daarna sal kyk en sal sê, ek soek dit. Ons was allemaal in die posses gewees, ek weet nie van u ook nie. Alle ander is het vrugte en sy vrugte woord lyk dan lekker. Hy selfde appelkose in die ou tyd. Ander is in Dominie's en spank my kinder. Maar ek wil vanmôre vir sê, kom ons dra vrugte. Ek en jy is nooit te oud om vrugte te dra nie. Nou wil ek net hierdie verses vir lees. Hy sê op die vers 92, vers 13 sê, die regverdige sal groei soos 'n palmboom. Ja, dat is so 'n klein palmboom ek sien, hy bly net so groot, nee. Hy groei tot daar hoog, en die mense moet kry om hy droë takke af te sny. As jy nog 'n swembad het, jy nog 'n groot probleem met daai pitte wat hy afgooi se daar bo. Die regverdige sal groei soos 'n palmboom, hy sal opgroei soos 'n seder op die Libanon. Vers 14, geplant in die huis van die Here, sal hulle groei in die voorhoewe van ons God. Mense, hoor wat ek vanmôre vir sê, dat ons sal geplant wees in die huis van die Here. David sê, ek bly eerder op die drempel van die huis van die Here, as 'n jong regverdige. Volgende vers, in die gryse ouderdom sal hulle nog vrugte dra, hulle sal vet en groen wees, vers 16, om te verkondig dat die Here reg is
My rots en hom is geen onreg. Halleluja. Prys sy naam. Dat is so. Ek sluit af. Met 'n spesiale woord vanmôre vir Tannie. Dankie vir 'n lewe van getrou. Sy was baie jong, as jy nie weet, ek kan in die nuusbrief kry, as daar nog nie is nie, maar wil dit daar nie kan in myne vat, ek sal weer myne aflaai van die rekenaar af. 'n lewe van getrou. Ek dink nie Tannie was ooit skaam om by die huis van die Here te kom. Ek dink nie sy was ooit onverskillig gewees om net van die huis van die Here weg te bly. Dan wil ek vir julle sê, dankie vir 'n voorbeeld vir ons almal. 'n voorbeeld waar ons werklik sê nou, ons kan maar vanmôre vir die prys, want Salomo skryf en spreek, hy sê, 'n vrou wat die Here dien, die kan geprys word. En ek kan vanmôre regtig sê, dan is so, dankie vir 'n kosbare voorbeeld vir ons as gemeente en vir u as familie. En dan die belangrikste, dankie van 'n nalatenskap van geloof. Geloof om in 'n verhouding met God te kan staan. Mense, ek wil vanmôre vir sê, van ons jonger mense wat volgende, julle kan kyk net in die soek, julle kan gerus met haar gesels, julle kan gerus met haar vra, Tannie, hoe het Tannie dit reg gekry? Dan sal sy vir jou sê, nie druppels. Baie nagte deur gebid, baie tye voor die Here gaan sit, kniel en geween. Vertel my maar net vinnig wat sy onlangs vir my gesê het. Sy sê, hulle vra vir haar by versorgingseenheid waar sy bly. Sy sê, Tannie, maar jy kan maar op jou stoel sit en bid, die Here sal verstaan, jy is amper 100 jaar oud. Of jy kan maar daar in die bed lê, ek dink nie die Here sal jou kwaadlik neem. Sy sê, van dit ek om leer ken het en aangeneem het, as my persoonlike verlosser en zaligmaker, het ek gekniel. Ek gaan dit doen, tot in my kom aan. Wow. Ek sluit my dienstens neer. Daarna gaan ek pastoor Mike in die Soenanger as ek en hy was ons district soek geweest om ek in Nylstrom die beroep gekry het. En ek wil vra dat hy so hier voor kon staan en dit pastoor Mike daar om die Here sal opdra. Maar dankbaarheid, kyk terug en sê, Heer, u was daar. Dankbaarheid kyk terug en sê, Here, u was daar. Maar dit kyk ook vorentoe. U sal steeds daar wees, tot aan die volleinding van hierdie wêreld. Prys die Here. En so bevra jy na vore sal kom, is vir my asseblief om gereel. En vanmôre toewydingsgebed vir haar te kom doen. Staan die Bybel. En die begrijp, nee. En nou vast. Ek staat ongesluit ons oor vanavond. En die stem saam in gebed. Terwyl ons haar vanmôre in jou opdra. Kom ons bid saam. As 'n gemeente sê ons vanmôre aan die koning van die eeue,
die onverderflike, die onsienlike, die alleenwyse God, kom toe die eer en die heerlikheid tot in alle ewigheid. Here, ons bid vanmôre vir Tannie Sue, baie dankie dat ons bevoorreg is om hier by haar te staan met die viering van haar 100ste verjaarsdag. En alles wat vanmôre in hierdie preek gesê is, resoneer sy mee, getrou vir 100 jaar, begenadig vir 100 jaar, en die goedheid en die guns van die Here geniet vir 100 jaar. Here, ons het nie woorde om ons uiting te gee in dankbaarheid nie. Trouwens, ons woorde skiet vanmôre te kort, maar terwyl ek my ou Tannie vashou vanmôre, wil ons as 'n hele gemeente uitroep en sê, geseënd is die Here, die God van Abraham, Isak en Jakob. Die God wat onselfsugtig sy seën aan die Tannie gegee het vir 100 jaar en wat nog voor lê. Here, ons kan nie anders as om saam met die Halleluja lied uit te roep. Tel jou seëninge, tel in een vir een, en weet dat die Here vir die Tannie goed was, goed is en goed sal wees vir die jare wat voor lê. Ons kom bring aan die hulde, ons kom bring aan die ere vir 'n dag soos hierdie, waarin U vir die Tannie soveel kosbarehede gedoen het. En wil ons vanmôre sluit met die woorde van Psalm 23, mag net goedheid en guns haar volg, al die dae van haar lewe, totdat sy die Here ontmoet. En die volk van die Here sê, Amen. Amen. Vanmorgen net sê, bly op julle knieë, tot vandag toe. Het is nou 'n bietjie moeilik om op te staan weer, maar daar waar ek op my knieë is, daar weet ek, my God is teenwoordig, en hy is 'n woorde van gebed. In die donkerste dae kon ek net my oë opslaan na die berge waar my hulp vandaan kom. En bid vir redding van siele. O, dit is vir my elke dag, elke nag. Ek kan nie slaap nie, dan bid ek die Here. Jesus, hy sê alles vir ons gegee, alles. Ons moet vir hom, vir die koninkryk, die koning van die konings. Dit is my raad aan julle almal. Daar's net een ding wat ek vir julle vandag sê. Moet nooit 'n belofte aan God maak en om vir jou te gee wat jy gevra het. En jy doen nie dit na nie. Dis bitter vrugte wat jy aanpluk. Moet dit liewer nooit doen nie. Dis die enigste is, wees net in die geloof en weet, my God is getrou. Mense is ontrou, maar God nooit. En ek dank die Here daarvoor.
storms van die lewe was hy altyd in vertrou. Deur gedra, hy my deur gedra, is veilig op hom vertrou. Hemelvader, wat 'n wonderlike, kosbare voorreg om vanmôre so in U teenwoordigheid te kan wees. Here, want waar U is, daar is vrede, daar is liefde, daar is dankbaarheid. Here, dankie vir vanmôre se woord. Dankie dat U met ons gepraat het, Here, en help ons om soos U woord sê, alles dankbaar te wees. Dankie ook, Here, vir Tannie Sue. Ons prys U naam, wat 'n wonderlike mylpaal, Here. Ek bid dat U nou met elkeen van ons sal gaan, Here, waar ons na die saal toe sal gaan, dat U ook daar teenwoordig sal wees. U is altyd welkom by ons, in ons, deur ons, Here. Help ons om getrou aan U te wees, totdat U ons kom haal, in Jesus naam. Amen. Baie dankie aan die sitplek neem, dankie. Kom ons 'n lekker diens gaan. Ek hoop julle het geniet. Amen. Eerstens wil ek vir u vra, julle is nou saam te beweeg by familie en vriende wat aan die tafel sit, asseblief julle plekke eers sal inneem. Ons gemeente net so 'n bietjie sal terug staan, dat hulle net hulle plekke aan die tafel sal inneem en daarna gaan ons in beweeg en dan gaan ons lekker saam daar sê. Daar is sekere skedule goed met die laadplaas en nie. Daar is net eet en gaan. Eet en gaan. Eet en kuier. Ons gaan lekker saam kuier. Ons nooi asseblief, daar is genoeg eetgoed. Jy kan gerus kom en saam met ons dit geniet en dan gaan ons dik vriende uit mekaar. Amen. Dit gaan vanaf, daar is nie woordskool nie, ons
Ons gaan sluit met die woordskool vir die wintermaande. Ons gaan eers in Augustus maand weer kyk. Gaan ons kyk die woordskool weer in die gang te kry. En daar sal Woensdag 'n biddienst wees hier by die kerk. En ons nooi 9 uur Woensdagoggend om 9 uur ons gemeente biddienst is hier by die kerk. En ons wil vir u vra om dit by te woon. Dan volgende Sondag dieselfde tyd as vanoggend om ons weer by mekaar en gaan ons hier so lekker saam om die Here se naam groot te maak en te bid. Ek dink die Here het my nooit deurgedra met my bene vanmôre. Nee, so al die eer, al die lof, al die dank aan die Here. Geef my nou net 'n geleentheid om in die deur te kom. Ek wil graag vir u 'n handdruk gee, die seën vir julle toewens en dan kan u beweeg. U kan familie kan sommer hier deur stap. Dit is makliker in 'n skorte. Kom ons doen dit vanmôre. Ons kuier lekker saam. Die Here seën vir u baie.